Ja, baie welkom by hierdie tweede Bybelstudie op 'n Woensdag aand. Net 'n vooraf opmerking. Dit is vir my baie duidelik dat daar nie regtig baie materiaal op die internet beskikbaar is waarmee 'n mens kan Bybelstudie doen nie. Jy moet maar baie van die goed nog steeds self skryf. Die ouer materiaal is baie keer goed, maar dit is dan nie elektronies beskikbaar sodat 'n mens dit kan aanstuur of vertoon nie. So ek het so 'n bietjie 'n ander benadering gevolg. Ek het regtig maar eksegese gaan doen. En voordat ons hierdie eksegese van my bietjie deurgaan, en ek wil julle vra, jy weet dat julle dit saam met my deurgaan, wil ek vir julle vra, want ons gaan primêr werk net met die Bybel, dat ons dan eers saam sal bid. Ons buig ons hoofde voor U Vader wat in die hemel is, in nederigheid en in diep afhanklikheid, met die erkenning op ons lippe dat U die enigste God is, wat in die ganse heelal is en wat lewend is, en wat U woord vir ons ook kan uitlê en duidelik maak, dat daar geen ander is wat met U kan vergelyk nie. U is die enigste ware God. Ons wil as mense ook aan U gehoorsaam wees en diensbaar wees, en ons wil besin ook oor hierdie aspek van ons liggame en van ons lewe. Ons lewe in 'n wêreld waar dinge maar ver hand uitgeruk het. Die mens het verwilderd geraak. Ons bid daarom dat U vir ons vanuit U woord uit werklik leiding sal gee en dat ons ook dit wat ons hier ontvang met ander sal deel. Ons vra dit van U in die naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Goed. Nou, soos wat julle kan sien, gaan dit oor God en die mens se seksualiteit. En ek maak 'n stelling aan die begin deur te sê dat God het die mens geskep om ook 'n seksuele wese te wees. En vir baie mense is dit eintlik 'n baie kontroversiële ding om te sê. Want hulle voel dat, kyk, die seksuele aspek van die mens se lewe is in die eerste plek voel hulle nie baie belangrik nie, of noodsaaklik nie. Of dalk selfs iets waaroor 'n mens praat nie. Dit is eintlik iets wat hulle eerder sal ignoreer. En daar is maar baie mense wat baie negatief is oor die gedagte dat 'n mens ook 'n seksuele wese is. So ek kan verstaan dat dit vir baie mense ook 'n kontroversiële stelling is. Maar God het die mens geskep om ook 'n seksuele wese te wees. Met ander woorde, hy het hierdie ding in ons geskep, dat ons het hier die begeerte na 'n persoon van die teenoorgestelde geslag. Met ander woorde, ek gaan nou nie eers vanaand weer ingaan op die homoseksuele verhouding nie, dit gaan hier suiwer oor 'n heteroseksuele verhouding, en julle sal dit ook sien hier in die Bybel, in Genesis, dat God is baie duidelik hieroor, dat dit is 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou. Daar is nie 'n sprake van enige iets anders as dit nie. Kom ons begin dan by verse wat ons al baie bekyk het, maar ons gaan in baie meer diepte kyk na hierdie verse vanaand. Genesis 1 vers 27, God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. Ek dink hierdie is, ek is nou nie seker van watter vertaling het is nie, ek het dit afwisselend gebruik, ek dink is dalk die 83 vertaling. As beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep, en toe het God hulle geseën vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. So, 'n mens kom agter dat seksualiteit is deel van die skepingspatroon, want wanneer God geskep het, ook by die diere, het hy hulle dan ook geskep as manlik en vroulike diere,
Met ander woorde, met die gedagte dat God skep en dan gaan hy sy skepping ook deur hierdie drang wat hy in die skepping plaas, gaan hy sy skepping verder bestuur. Die skepping gaan nie maar net op sy eie onbepaald so aangaan nie, God gebruik dit in sy bestuur. As dit nog nie duidelik genoeg is nie, as dit by die mens kom, gee God aan die mens die opdrag om vrugbaar te wees. Nou wil ek vir jou vra, as God dan aan die mens die opdrag gee om vrugbaar te wees, wat anders is dit as die opdrag tot 'n fisiese verhouding tussen 'n man en 'n vrou? Want twee mense van dieselfde geslag kan nie vrugbaar wees nie. So, en die enigste wyse waarop mense kan vrugbaar wees, is deur middel van 'n fisiese verhouding. Die fisiese verhouding word vooraf gegaan deur die begeerte, deur die behoefte na mekaar. So, God gee hier 'n opdrag, maar hy weet, hy het die mens so geskep, dat die mens die opdrag sal kan uitvoer. As God hier vir die mens 'n opdrag gee, wat die mens nie in staat sou wees om te kon uitvoer nie, omdat hy nie die vermoë in die mens geplaas het om dit te kan doen nie, dan sou dit beteken dat God is onregverdig, en of God het nie die saak deurdink nie. En dit kan tog nie wees nie, dit sou eintlik 'n baie verkeerde gedagte wees om te kry. So die blote feit dat God die mens die opdrag gee om vrugbaar te wees, veronderstel tog dat hy ook hiermee vir die mens sê om seksueel aktief te wees. Maar nou moet ek dit dadelik kwalifiseer en sê, nie seksueel aktief te wees soos wat ons dit vandag sien in die wêreld daar buite nie, maar binne die huwelik, binne 'n eksklusiewe verhouding tussen 'n man en 'n vrou. As skepper weet ons Vader dat hy die mens met hierdie sterk begeerte na mekaar geskep het, anders kan daar nie sprake wees van enige voortplanting of die uitvoer van hierdie opdrag nie. God het dit so beplan. Na Genesis 3 het dit miskien verkeerd ontwikkel. Tieners kan worstel met hulle seksuele drif en die beheersing daarvan. 'n Mens kry baie keer met tieners te doen wat baie swaar kry daarmee, wat sê, ek sukkel om hierdie aspek van my lewe te bestuur. Dit is vir my, ek kry nie daaroor geheers, soos wat ek as 'n Christen daaroor moet heers nie. Waar kom dit vandaan? Kom dit van die duiwel af? Dan sê ek altyd vir hulle, nee, dit kom van God af, maar God gee vir jou 'n opdrag, en dit is so dat jy het as 'n sondaar gestruikel en geval, en jy is as 'n sondaar gebore, en daarom is hierdie iets wat mooi is en wat goed is, wat God in jou as mens gesit het, is nou vir jou moeilik om te hanteer, want dit is 'n geweldige groot krag in jou. Dit dryf jou. Hulle mag dink dat dit iets sondig is, iets verkeerd, iets vuil is. Mense kry dikwels in hulle tienerjare die verkeerde indruk oor hulle seksualiteit, en waar dit in hulle lewens moet inpas. En ek dink, en ek het dit nou nie hier geskryf nie, dit hou ook verband met volwassenes wat nie vir hulle die korrekte leiding gee nie, en wat baie negatief is daaroor, en hulle eintlik daarteen waarsku, omdat hulle nie wil hê, hulle moet die pad loop van vroeg ryp, vroeg vrot nie. Maar dan kry die tiener, of die jong mens kry die verkeerde idee oor seksualiteit, en is baie negatief daarteenoor ingestel. En dit moet ons probeer verhoed, dat daardie ingesteldheid nie by 'n jong mens ontwikkel nie. Vers 28 maak ook melding van die mense algehele koningskap. Die mens is geskep om die klein koninkie in die skepping te wees, en waar jy moet begin heers, na Genesis 3, met die sondeval is, jy moet begin heers oor jouself. En een van die dinge waaroor jy sal moet heers, is hierdie aanvanklik goeie begeerte wat God in jou ingeskep het. Nou is die vraag, en ek het gevind dat eintlik het hierdie vraagstuk my die dag besig gehou, omdat ek baie daarmee te doen kry. Is beide man en vrou geskape as seksuele wesens?
en om seksuele wesens te wees. Met ander woorde, het beide man en vrou hierdie sterk drang in hulle, hierdie sterk behoefte in hulle, hierdie sterk begeerte in hulle. Ek sien hier's 'n paar foute, maar ek het nie altyd tyd gehad om dit deur te lees nie. Want gewoonlik kry 'n mens die indruk, of by vroue is dit dalk soms die indruk dat dit is by mans, dit is nie by vroue nie, of dit is baie sterker by mans, en hulle het dalk die indruk dat dit is heeltemal afwesig by vrouens, en dat dit is maar so, en dit moet so wees, en dit is hoe ons geskep is. As jy sou dink dat dit so is, en 'n mens kry baie keer te doen met huwelike waar hierdie aspek van die huwelikslewe totaal en al uit die huwelik verdwyn het. Met ander woorde, hierdie twee mense het nie meer 'n fisiese verhouding met mekaar nie. Dan ontstaan daar uiteindelik baie probleme in daardie huwelik. Wanneer die persepsie by een van die partye bestaan dat die seksuele verkeer nie noodsaaklik is vir die gesonde funksionering van die huwelik nie, dan wil ek vir jou sê, dan ontstaan daar maar wel probleme. Jy sal met susters of dames te doen kry wat vir jou sê, my man het dit nie nodig nie. Ek het vir my man reguit gesê, hy moet niks van my in die verband verwag nie. En hulle wil glad nie daaroor praat nie, hulle wil glad nie na enige raad luister nie. Aan die ander kant kry daar die man swaar en hy is ongelukkig daaroor, maar sy vrou wil nie toegee nie, want sy het besluit. En dit is nie iets wat net een persoon oor kan besluit nie, en dan sal sy dit byvoorbeeld begrond met die gedagte van, ja, maar vrouens het nie hierdie dryf nie, en vrouens is nie soos mans nie. Die vraag is dit waar? Menige Christelike huwelik het dan op hierdie punt al in die moeilikheid beland, omdat een van die partye na hierdie bevrediging buite die raamwerk of die grense van die eksklusiewe huweliksverhouding gaan soek het. So, jy kan nie hierdie aspek van die huwelik verwaarloos of ignoreer nie, jy moet daaraan aandag gee. Die vraag is nou, weer eens vra ek daai vraag, is beide man en vrou geskape om seksuele wesens te wees? Kom ons kyk 'n bietjie na Genesis 2 vers 18. Verder het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat by hom, wat hom kan help, sy gelyke. In die eerste plek hoor ons dat God verklaar dat dit nie goed is dat die mens alleen is nie. Ons Vader het ons nie geskep om alleen of om eilande te wees nie, en enige van ons wat al vir 'n tyd lank alleen moes gewees het, sal vir jou sê, daar is min dinge slegter as dit. 'n Mens is dood eenvoudig nie gemaak om alleen te wees nie, maar 'n mens kan geweldig eensaam wees ook in 'n huwelik, in 'n verhouding, omdat twee mense nie met mekaar meeleef en nie met mekaar saamleef nie. En 'n mens moenie dat so 'n situasie in 'n verhouding ontstaan nie. Jy moet alles in die stryd werp om seker te maak dat julle verhouding gesond is en dat julle met mekaar saamleef op die pad. Hy skep ons nie net vir homself nie, maar hy skep ons ook vir mekaar. God het ons nie net geskep terwille daarvan dat ons hom moet dien nie, maar hy het ons ook geskep vir mekaar. Dit is ook belangrik om te besef dat ons geskep is om mekaar te geniet. Jy hoef nie skuldig te voel daaroor dat jy dink dat jou huweliksmaat vir jou mooi is nie, of dat jou huweliksmaat komplimenteer nie. Inteendeel, dit behoort so te wees. Ons moet mekaar in die huwelik help, maar veral op hierdie punt in die huwelik moet die man en die vrou mekaar in die huwelik help en tegemoet kom. Dis ook met hulle fisiese verhouding, met hulle seksuele verhouding, moet ons mekaar help, moet ons geduld hê met mekaar, en moet ons werklik liefdevol wees teenoor mekaar. Die woord help word baie in die Ou Testament, ek skryf hier so nie, maar hy word inderdaad baie in die Ou Testament gebruik. Dit is nou net 'n foutjie wat ek gemaak het. Nou, 'n baie bekende woordeboek, Hebreëse woordeboek, is die woordeboek Brown, Driver en Briggs.
wat ek gereeld gebruik, net vir interessantheid, daar is die Hebreëse woord vir help. En dan kan julle sien, ek wys dit vir julle, sodat julle kan tipies sien hoe lyk so 'n woordeboek inskrywing, dis maar 'n gedeelte van daardie woordeboek inskrywing. Sou die man en die vrou mekaar nie help in die huwelik met hulle seksuele behoeftes nie, dan ontwikkel dit verkeerd in die een of in die ander rigting. Daar is onberekenbaar baie maniere waarop die huwelik op hierdie punt kan ontspoor. Ek dink een van die moderne grootste probleme waarmee ons sit, wanneer daar nie fisiese bevrediging binne die huwelik is nie, is die problematiek rondom pornografie en die verdere problematiek wat daaruit voortvloei van pornografie, selfbevrediging, jong mense wat nie in huwelike ingaan nie, waarby al hierdie goed 'n probleem is, en daar word nie daaroor gepraat nie, daar word nie daaroor gepreek nie, dit word nie aangespreek in Bybelstudies nie, dis 'n ontsettende groot probleem. Veral onder jong mense, jy kan net gaan kyk, en daai statistiek is beskikbaar, wat is die persentasie van eerstejaars wat dit nie maak nie, as gevolg van hierdie probleem, wat ek nou noem. En dit bly by hulle die res van hulle lewe, inteendeel dit ontwikkel tot ander aspekte van lewe wat 'n groter en meer onaanvaarbaar, sosiaal onaanvaarbare lewenswyse is. So, ons moet dringend met mekaar begin praat oor die mens se seksualiteit, hoe God ons geskep het, hoe ons dit op die regte wyse moet uitleef, wat kan en wat kan nie. Want die wêreld het sy opinie en is baie openbaar hieroor. Byvoorbeeld, neem nou maar, die voorbeeld van homoseksualiteit, dat selfde geslagverhoudings wel moontlik is. Die wêreld bly nie hieroor stil nie, terwyl God se woord is hieroor baie duidelik, dit is 'n probleem, dit is verkeerd. Ek praat nie eers van kerke wat hieroor wonder nie, of wat dit goed praat nie. Dit is vir my nog erger om te dink, dat daar kerke is wat of hieroor wonder, of wat dit goed praat. Ek dink die kerk moet baie duidelik die korrekte standpunt, die Bybelse standpunt hieroor weergee. Goed, die vraag is, of ons hemelse Vader, ek bly die vraag herhaal, sodat ek die tema deurdra, of ons hemelse Vader 'n man en 'n vrou gelyk geskape het op hierdie punt, sodat man en vrou mekaar kan help binne die huwelik in die fisiese verhouding, of is hulle nie gelyk nie, want die vrou het nie dieselfde sterk drang as die man nie. Kan die getroude vrou die behoefte van haar man aanspreek? Die vraag is, nie moet sy nie, die vraag is, kan sy? Is sy in staat? Het God in haar ook die drang geskep? Hier gaan dit oor die begrip gelyke. Daar staan tog dat God het die mens geskep. Ons kan net weer teruggaan na daardie vers toe. Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help. En ons het nou gesien, dit beteken ook help op hierdie punt in die huweliksverhouding. Sy gelyke. Nou wat beteken gelyke? Nou hier is 'n baie interessante ding in die Hebreëus, en dit is dat daar's nie 'n woord hier vir die gelyke nie. Daar staan eintlik, moet ek net gou dit bietjie kry, die een wat teenoor hom staan. Nagat is die Hebreëse woord. In Engels sou jy sê, your counterpart, your mate, over against you. Dit is jou gelyke. Een soos jy, wat voor jou staan, amper 'n spieelbeeld van jouself. Dis hoe nou die assosiasie is. So daai woord wat daar in die Hebreëus gebruik word, sê dat die man en die vrou is 100% met mekaar hier op dieselfde punt. Is beide mens, beide beeld van God. Dit is die een wat teenoor jou staan.
Ook in terme van hierdie drang of hierdie begeerte om vrugbaar te wees, soos wat ons vroeër gesien het in Genesis, om voort te plant en te vermeerder. Uit hierdie woord, is dit duidelik dat die vrou ook as 'n seksuele wese geskape is, as die man geskep is as 'n seksuele wese en sy vrou staan teenoor hom, dan is sy soos hy, al is sy ook anders geskep en al lyk sy ook anders as jy. As man en vrou teenoor mekaar staan, is dit baie duidelik daar is fisiese verskille. Dat ons lyk nie dieselfde nie. Maar wat hier die drang aanbetref, die drang wat in my is ook in daardie ander persoon, is ook in haar. Daar mag redes wees waarom dit onderdruk word, weggesteek word, weggepak is, nie ontwikkel het soos wat dit moet ontwikkel het nie, en dan moet die mense pad loop om dit aan te spreek en dit reg te stel. Ek kry baie met hierdie probleem te doen. So baie groot deel van die spanning wat daar tussen mense en huwelike is as gevolg hiervan. En om een of ander rede dink mense nie dat hulle na die dominee toe moet gaan met hierdie probleem nie, maar hulle sal byvoorbeeld eerder 'n sielkundige gaan sien, of selfs iemand soos 'n seksterapeut, en ek sal dit nou nie aanbeveel nie. Gaan as gelowige na 'n dominee toe wat vanuit die Bybel vir jou leiding kan gee oor hoe moet dit hanteer word. Hoe ontwikkel 'n mens die regte siening en gee jy die regte plek aan hierdie mooi ding wat God in beide man en vrou geskep het. God maak Eva uiteindelik uit Adam uit. Dis weer eens nou hierdie gedagte van in die eerste 2 hoofstukke van die Bybel ontwikkel hierdie idee van dat die vrou staan teenoor die man as sy gelyke. En dit word in hoofstuk 2 verder uitgebou met meer inligting deur te sê, sy kan so teenoor Adam staan, omdat sy uit Adam gemaak is. En dit klink so, in Genesis 2 vers 21 hoor ons, toe het die Here God 'n diep slaap op die mens laat kom, en die woord vir mens wat God hier gebruik is die Hebreëse woord Adam. Adam. Die naam Adam beteken mens. So die Hebreëse woord wat nog hier gebruik word is Adam laat kom, sodat hy vas geslaap het. Die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op, en die ribbebeen wat hy uit die mens uit Adam geneem het, bou hy om tot 'n vrou, Isha, en bring haar na die mens, na Adam toe. Die mens, ons Vader het Adam geskep met die drang om voort te plant en te vermeerder. Die probleem is, daar is nie iemand nie. Hy het deur die skeping gegaan, hy het niemand gekry nie. In Genesis 2 vers 21 en 22 lees ons dat Eva uit Adam geskep is. Met ander woorde, dit is steeds die skepingswerk van God. Dan het sy tog ook die drang om voort te plant en te vermeerder. Dis net, ek is baie bang om te sê, dis 'n logiese afleiding. Ek is maar bang vir die gedagte dat ek klink soos 'n rasionalis. Maar as God in Genesis 1 vir Adam sê, ek sit hier die drang in jou om te vermeerder. Eva word uit Adam gemaak. Hoe sal dit dan nou wees dat die drang nie ook in Eva is nie? As God vir Adam en Eva skep en hy's 'n goeie vader, en die goeie vader weet dat vir die mens om voort te plant, moet daar instemming wees van die vrou se kant af. Hoe gaan daar instemming van die vrou se kant af wees, as sy nie ook die begeerte het nie, as die drang ook nie in haar gesit is nie? En ons goeie vader sal dit tog nie doen nie, want dan is die enigste manier waarop daar voortgeplant kan word, dwang. En dwang sou tog verkeerd wees. Dus, as jy sou dink, dat jy het nie hierdie begeerte in jou nie, jy het dit nog nooit gehad nie, want jy is nie so geskep nie, dit kan nie wees nie. As jy dit nie het nie, dan moet jy vir jouself afvra, wat het gebeur?
wat het veroorsaak, waar die wêreld my miskien seer gemaak, dat ek hierdie deel van hoe God my gemaak het, weggepak het, een kant toe geskuif het. Of dink ek miskien, dit is iets sondig, iets vuil, iets verkeerd. Is dit wat God sê in die Bybel daaroor? Is dit sondig, is dit vuil, is dit verkeerd? Hoe kan dit wees? As God dan hierdie as 'n drang ook in jou as 'n vrou geplaas het, dan kan hy tog nie iets verkeerd of iets sondigs in jou gesit het nie, want hy die mens goed en na sy beeld geskep. En dit is voor Genesis hoofstuk 3, waar ons die sondeval het. Ons goeie skepper sou tog beide in staat gestel het, beide man en vrou, om aan hom en sy opdrag gehoorsaam te wil wees. Die vrou word uit daar staan in ons teks, Genesis 2 vers 21, dat Eva is uit die ribbebeen van Adam gemaak. Steek daar iets meer in, dat sy uit die ribbebeen van Adam gemaak is, Mishalatov, dit is dood eenvoudig, sy rib, dit is ook maar weer 'n Hebreëse woord, daar kan julle sien, die oorspronklike woord is eintlik 'n selfstandige naamwoord, dit dui op 'n rib, 'n sy, interessant genoeg, dit dui ook op 'n hout en 'n plank, en ook op die sykant byvoorbeeld van die tempel. So, die ooreenstemmende Griekse woorde kan julle ook daar sien as jy daarin sou belangstel, maar dit beteken ook dood eenvoudig sy of rib. Die Hebreëse woord verwys hoofsaaklik na 'n rib of 'n sy. Dit word die bekendste gebruik in die geskiedenis, wat ons nou gelees het van Eva, waar God Sela van Adam geneem het om haar te vorm. Die term kan ook verwys na die kant van 'n struktuur, soos die een van die sykamers van die tempel. So ons kyk nou net na, sy is gemaak uit die rib van Adam, die kultuur, historiese agtergrond. In antieke Hebreëse kultuur dra die konsep van die Tsela as 'n rib beduidende teologiese en antropologiese implikasies. Die skepping van Eva het Adam se rib simboliseer gelykheid en vennootskap. Daai gedagte van net nou, waar ek gesê het, die Hebreëus het net die uitdrukking van, daar is nie die woord gelyk nie, sy staan teenoor hom. So hierdie idee word verder gevat, wat ons nou al reeds gehad het. Sy staan teenoor hom as sy gelyke, as sy helper, sy gelyke, word nou verder gevat deur die woord rib. Dit simboliseer ook vennootskap, gelykheid. Ons deel met mekaar, aangesien sy van dieselfde stof gemaak is en bedoel is om 'n metgesel te wees van Adam. Goed, dan nou argitektonies sê ek, maar net klemtoon die gebruik van Tsela om dele van die tempel te beskryf, die belangrikheid van struktuur en ontwerp in aanbiddingspraktyke. Maar die punt is, wat ons nou kan na kyk, is dat die vrou, as jy gaan kyk na die Hebreëus, behoort dus ook die drang te hê, ook die behoefte te hê. Daar mag redes wees waarom dit in haar onderdruk is. Maar die vrou is deur God in staat gestel om in 'n verhouding, ook op hierdie punt in 'n fisiese verhouding met haar man binne die huwelik te kan leef. En as dit nie so is nie, dan moet jy gaan probeer uitwerk, hoekom is dit nie so nie? Is dit persepsies? Is dit voorveronderstellings wat jy het, wat dalk verkeerd is, dat 'n fisiese verhouding sondig is, verkeerd is, vuil is, lelik is, nie belangrik is nie, na 'n sekere tyd in die huwelik moet ophou en nie meer moet bestaan nie, dat dit daar net is vir voortplanting en nie ook vir menswees nie. Dit is alles persepsies, al daardie goed wat ek hier genoem het, is nie een korrek nie. Maar dit is dikwels die persepsies waarmee mense sit en wat uiteindelik groot ongelukkigheid binne huwelike veroorsaak.
Nou goed, as jy nou gaan kyk, en ek het net nou verwys, en ek het die woord Adam gebruik, dit is ook Adam se naam, is daar op 'n stadium 'n verandering. Adam gebruik 'n woord vir homself, wat ons net nou na sal kyk, en dit is baie nou verwant aan die woord vir vrou. Goed, so in Genesis 2 lees ons dat die man word Adam genoem, Genesis 2 vers 22, dit is 'n eie naam, maar dit is ook 'n versamelnaam, dit verwys na die man of die mens in die algemeen, en die ribbebeen wat hy uit die mens Adam geneem het, bou hy om tot 'n vrou Isha, en bring haar na die mens, na Adam toe. Adam in Genesis 1 en 2 word die woord Adam vir Adam as mens gebruik, die woord beteken onder andere dan ook mens of die eie naam. Die Hebreëse woord Adam word in die Bybel gebruik om na die mensdom in die algemeen te verwys, sowel as na die spesifieke individu, die eerste mens wat deur God geskep is. Dit sluit die konsep van mens as 'n kollektiewe groep in, en word dikwels gebruik om die mensdom, in Engels sou mense sê human beings, as 'n aardse oorsprong en aard aan te dui. Nou as ek reg onthou, en ek het nie daai woordeboek by my hier in Johannesburg nie, in die Duitse woordeboek van Kühler en Baumgartner, gaan hulle nog 'n bietjie verder in op die woord Adam, en dan sê hulle dit dui moontlik op die kleur 'n rooierig, die kleur van die aarde, die kleur van die grond, en as ek dit reg kan onthou, maar dit sê ek nou sonder dat ek het kon nagegaan het, so die mens is mos uit die stof van die aarde gevorm. In Genesis word Adam gebruik om beide die individu Adam en die mensdom as geheel te beskryf, met die klem op die gedeelde aard en die lot van alle mense. Kultuurhistoriese agtergrond, in die antieke nabye oosterse konteks is die skepping van die mensdom dikwels aan die aarde gekoppel, soos gesien in die etymologie van Adam, met ander woorde die woord etymologie van Adam, as jy dit opbreek, wat verband hou met Adama, aarde of grond. Hierdie verband onderstreep die Bybelse tema van die mens wat uit die stof van die aarde gevorm word, soos beskryf in Genesis 2 vers 7. Die naam Adam is betekenisvol in die Bybelse openbaringsgeskiedenis, wat die eerste mens en die stamvader van die mensdom verteenwoordig. So, hier kom nou 'n verandering, en nou moet jy jouself afvra, hoekom in hoofstuk 1 na hoofstuk 2, en in hoofstuk 2 nog het ons nog Adam, en nou kom Adam aan die woord, en hy sê, maar hy sien Eva vir die eerste keer, en dan sê hy dinge bietjie op 'n ander manier. Nou die vers waaroor dit gaan, wil ek julle nou eers wys, is Genesis 2 vers 23, en ek wil aanbeveel dat jy nie die 1983 vertaling hier volg nie, sê, toe sê die mens, hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek, een wat teenoor my staan, my gelyke, onthou jy, een wat uit my ribbebeen uitkom. Dit is wat Adam sê, as hy haar sien vir die eerste keer, daarom sal sy vrou genoem word, sy is uit die man geneem. Daarom sal sy, die een vertaling het gesê, manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Want daar staan, daarom sal sy Isha genoem word, want sy is uit die Ish geneem. Goed, die 1933-53 vertaling is by verre beter. Hy sê, toe sê die mens, en kyk nou, hierdie hele deel is eintlik geïnterpreteer in die 83 vertaling. Dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Die letterlike uitdrukking wat gebruik word in die oorspronklike taal beklemtoon weer eens daai hegte eenheid. Been van my gebeente, vlees of vleis van my vleis. Die noue verbintenis. Dit wat die man is, dit wat in die man is, dit is in die vrou. En dit sien jy, hulle hoor dis by mekaar. Nou as jy nou gaan kyk na been van my gebeente, en jy gaan kyk net na die woord been, nee,
Dan is dit die Hebreëse woord etsem, is been of essensie of stof, of dit beteken ook dieselfde. So etsem is 'n selfstandige naamwoord, en daar gee ek nou maar weer die betekenisse. Wat interessant is, dit het ook die betekenis, hier kan jy sien, daar is weer Hebreëus, en jy lees van regs na links, atsam. Dan word jy lees so af, daai eerste letter spreek jy nie uit nie, daai is daai wat soos 'n klein teekie lyk, is 'n A, en daai is ook 'n A, daai wat 'n plat streepie is, en daai is nie dieselfde letter as daai eerste een nie. Daai tweede een is die letter T, so dis atsam, atsam, en dit beteken om sterk te wees. So dis die wortelwoord van etsem. Nou as jy gaan dink, en ek sê toch, nou as jy nou net daaroor dink, as jy, wat maak jou liggaam sterk? So vir die Jode was 'n been sterk. As jy die been uit 'n liggaam uithaal, uit ons liggame uithaal, het jy 'n sak water. Dis al wat jy het. So etsem sê, dit is dit wat sterk is. Sy is been van my gebeente. Nou kan jy begin kyk na, hoe het hulle hierdie woord etsem gebruik? Ekskuus, ek wil net so toe gaan. Die Hebreëse woord etsem verwys gewoonlik na 'n been, die strukturele komponent van die liggaam. Dit word letterlik en metafories in die Hebreëse Bybel gebruik. Dit dui letterlik op die fisiese bene van mense en diere, en metafories dui dit op krag. Want wat gee aan jou liggaam stewigheid? As dit ware krag, dat daar struktuur is. Wel, jou bene, jou beenstruktuur. Die wese of die inhoud van, wat die wese of die inhoud van iets aandui, dis nog 'n betekenis van die woord etsem, wat die idee van fundamentele of noodsaaklike elemente weerspieël. Dit wat noodsaaklik is, dit wat jy werklik nodig het, is etsem. Goed, die Hebreëse woord etsem verwys hoofsaaklik na been, die strukturele komponent. Dit het ek gelees, die kultuurhistoriese agtergrond. In die antieke Hebreëse kultuur is bene beskou as die kern van fisiese krag en lewenskragtigheid. Dink nou net wat Adam dadelik sê as hy Eva sien. As hy dan oor haar jubel en juig, dan sê hy, been van my gebeente, sy is my essensie. Sy is my diepste wese. Sy is my gelyke op daai punt. So is beskou as die kern van fisiese krag en lewenskragtigheid. Hulle is ook geassosieer met lewe en dood, aangesien bene dikwels die laaste oorblywende deel van die liggaam is na die dood. Weens die aard van bene om verlang behoue te bly, het die woord etsem ook die gedagte van uithou vermoë en kontinuïteit gesimboliseer. Die bewaring van bene was belangrik in begrafnispraktyke, wat veral van mense wat oortuig is van die hiernamaals en die opstanding. Die manne van Jabes, ek het dit nou nog nie gaan opsoek nie, het byvoorbeeld, nadat hulle die liggaam van Saul verbrand het, dis nou die vleisgedeelte, die vleesgedeelte, het hulle die bene gaan begrawe, want hulle het nie bene gemaal nie, soos vandag gebeur met verrassingspraktyke nie, want dit symboliseer die lewenskragtigheid, en die lewenskragtigheid dra deur na die opstanding toe. So, as Adam sê, as hy vir Eva sien en hy sê, sy is sy etsem, jy weet, sy been van sy gebeente, dan sê hy, hier is 'n baie sterk band tussen my en haar, sy is soos ek, ons beweeg in dieselfde rigting, ons is mekaar sy gelyke, en hy sê dit op 'n baie, baie diep manier dus. Ek dink jy kom dit eers agter, as jy begin kyk na die betekenis en die waarde wat die woord been vir die Jode gehad het. En dan sê hy ook, asof dit nie genoeg is nie, is dit amper 'n oordrewe uitdrukking, amper 'n hyperboliese uitdrukking, as hy sê, ook nog, buiten dat sy is been van my gebeente, dan sê hy, sy is vlees van my vlees.
'n mens wonder, is dit eintlik nodig, nê? Hoekom is sy been van sy gebeente, en ek moes dit dalk ook nog geskryf het, natuurlik, want sy kom uit sy rib uit, sy is letterlik gemaak uit 'n deel van sy been van sy gebeente. Maar, nou ja, ons almal weet, hoe lyk het, 'n rib is nooit, is baie moeilik om die vleis van 'n rib te skei, want dis baie stewig aan mekaar vasgeheg. So sy is been van my gebeente en vlees van my vlees. Nou die woord vlees is basar. En as jy dit nou verkeerd sou lees, dan sou jy lees bazaar. Maar is nie bazaar nie, dit is basar. Kyk, kom ek help julle gou daar met die Hebreëus. Daar is die lettertjie B, A, ken julle nou al die klein teekie, daai is 'n S klank, en ek sê se nou nie baie besonders goed nie, en dan weer 'n lang A, en daai is 'n R, basar. So dit is die woord vir vlees, dis 'n manlike woord, so dit beteken vlees, liggaam, persoon, en dan wat baie interessant is, dit beteken pudenda, en pudenda is die geslagsdele veral van 'n vrou. So dieselfde woord basar word daarvoor gebruik. En nou sê Adam, sy is vlees van my vlees. So die Griekse woord ken jy miskien, en as die woord in Grieks vertaal word, is dit die woord sarx. En ek dink dis 'n woord wat julle ken, dit sou julle dalk al in preke gehoor het. Goed, so die Hebreëse woord basar verwys hoofsaaklik na die fisiese vlees van die mens en van diere. Dit word gebruik om die materiële stof van die liggaam te beskryf en dit van die gees of die siel te onderskei. In Hebreërsin kan basar ook na die mensdom of die mensdom as geheel verwys, as jy sê vlees. Ons almal het vlees, ons is die mensdom. En met die klem op die sterflike en die verganklike aard van die mensheid as vlees. Kultuurhistories in die antieke Hebreëse kultuur was basar 'n belangrike konsep wat die onderskeid tussen die fisiese en geestelike ryke onderskei het. Die term is ook in die offerkontekste gebruik. Ek dink dit kan julle maar 'n bietjie self meer oor gaan lees. Dit het ook die kwesbaarheid en die sterflikheid van die mens beklemtoon, dat ons basar is, dat ons vlees het. Om basar te verstaan is van kardinale belang vir die interpretasie van byvoorbeeld die wette en die rituele en reinheid, al die reinheidsvoorskrifte in die Ou Testament. Nou goed, ek het bietjie gaan kyk wat sê Calvin. Dink ons almal ag Calvin redelik hoog. Calvin sê oor hierdie uitdrukking been van my been, vlees van my vlees, sê hy dat dit is nou Adam wat probeer sê, nou het ek uiteindelik 'n geskikte metgesel gekry wat deel is van die stof van my vlees en in wie ek as het ware 'n ander self sien. In wie ek as het ware myself sien. En hy gee aan sy vrou 'n naam wat van die naam van die mens afgelei is. Nou die woord Ish en Isha is in Hebreëus, en ek het dit nou nie hier om vir julle te wys nie, maar daar is die stamkonsonante, dit is daai eintlik, het lyk soos 'n eksie, Ish en Isha, die vroulike woord is net 'n bietjie langer, hy het net daai uitgang aan, is eintlik met 'n lang A, daai teekie, en 'n lang, en daai H, terwyl die woord vir man, is net daai 2 letters. In ander woorde, nou sê Adam, wat hier gebeur het, is 'n wonderlike ding. God het iemand uit my gemaak, uit 'n deel van my uit, en ek sien myself in haar. En wat in my is in haar. En ons twee kan met mekaar een wees. En die woorde wat hy gebruik, en in die spelling van die woorde, kan jy dit reeds sien.
Selfs dit dra die boodskap, dat hierdie twee staan in die nouste denkbare manier met mekaar in verband, en hulle hoort by mekaar. Goed, die seksuele daad beseël die huwelik tussen die man en die vrou. As ons 'n bietjie verder net gaan met Genesis 2, en daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees, en hulle was albei naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Aankleef, ek dink dis die woord wat jy moet, daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat, sal vinnig net kyk wat het Calvin gesê daaroor, en hy gaan sy vrou aankleef. Nou die woord aankleef beteken eintlik om vast te hou, vast te klou, om aan te sluit, om vast te gom, om vastgegom te wees. Dis wat daai woord beteken. Dabak is die uitspraak van die woord in die Hebreëus, en daar het ek nou klaar vir julle die verskillende woorde gegee, daar is ook die Grieks, ook veral in die Grieks is die gedagte van vastklou, vastplak, aankleef, baie sterk by die Grieks. Die Hebreëse woord dabak of aankleef beteken hoofsaaklik om aan iets of iemand vast te hou of vast te klou of vastgeplak te wees, wil die mens amper sê. Dit dra 'n gevoel van loyaliteit, gehegtheid of standvastigheid oor. In die konteks van verhoudings impliseer dit 'n diep toegewyde band, soos die tussen man en vrou of tussen individu en God. Onthou julle daai driehoek wat ons gehad het, tussen God, man en vrou, en dit is weer 'n afleiding van die verhouding, die driehoek tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Daar waar daar die liefde is, so moet daar liefde wees tussen God, man en vrou, moet daar ook liefde wees. So, dit dui op 'n toegewyde band, soos die tussen 'n man en 'n vrou, of tussen die individu en God. Die term kan ook verwys na fisiese gehegtheid, en ek dink dis ook wat Adam hier, wat Paulus hier ook, wat Moses ook hier dan sê, wat Adam uiteindelik beleef het, dat hy het 'n fisiese hegte verhouding met Eva gehad, in die sin van agternaloop. Die woord beteken ook, dabak het ook as 'n werkwoord, het hy ook die gedagte van agtervolging. Nou mag jy sukkel, maar hoe, dit beteken dan vasthou, klou, gom, vastgegom wees aan, hoe kan dit ook hierdie betekenis hê van agtervolging, van agternaloop? Ons loop mekaar agterna, soos wat 'n mens baie keer ook doen as 'n man en 'n vrou. Jy loop agter mekaar aan en praat met mekaar, al loop jy die hele huis rond en praat met mekaar, want jy wil by mekaar wees, en so loop julle nie net fisies nie, maar op 'n geestelike manier die pad saam. Dis eintlik wat die woord aankleef beteken. Jy sien dit, jy kan jou dit voorstel, die kultuur-historiese agtergrond van die woord tabak. In die antieke Hebreëse kultuur was die konsep van dabak betekenisvol in die beskrywing van verhoudings en verbonde. Verbonde is die ooreenkomste, die verbintenisse aan mekaar. Die idee om vast te klou of te hou was nie net fisies nie, maar ook geestelik en emosioneel, wat die belangrikheid van loyaliteit en getrouheid in gesins- en verbondsverhoudings weerspieël. Ons kleef mekaar aan. Die huwelik is ook 'n verbondsverhouding van man en vrou voor God. Hierdie term word dikwels in die konteks van die huwelik gebruik en simboliseer die diep, onafskeidbare band wat God bedoel het, dit moet wees tussen man en vrou. Een vlees, nou die woord vlees het ons al gehad, nee, ek gaan hom nou nie weer doen nie. Ek konsentreer nou net op die eenvoudigste ou woordjie, die woordjie een.
En daardie woordjie beteken eintlik egat, en daardie woordjie beteken een enkel eerste. Calvin sal byvoorbeeld sê, om een vlees te wees, daai woordjie beteken polygamie is uit. Meer as een vrou is uit. Want daar staan hy duidelik, hulle is een vlees. Hulle is met mekaar een, dis 'n enkel verhouding. So hier gee ek nou maar net dat dit is 'n numeriese term waar dit vandaan kom, dat dit dui op 'n eksklusiewe verhouding. Nou hier het ek Calvin nou in Engels, en wat hy basies sê, die man sal sy vader en sy moeder verlaat. Daai is 'n baie belangrike verhouding waarin 'n mens, as jy in die wêreld inkom, kom jy in daardie verhouding in. Maar daar kom 'n tyd, en dis 'n baie belangrike punt, en baie belangrik vir die gesondheid van jou huwelik om dit te besef, dat jy jou pa en jou ma verlaat, en dat jou pa en jou ma nie in jou huwelik moet inmeng nie. En dat 'n man en 'n vrou vir ouers ook moet sê, as dit die man sy ouers is wat inmeng, dan moet die man vir sy ouers sê, pa en ma, op grond van wat in die woord van die Here staan, wil ek julle vra dat julle die grens van my huwelik sal respekteer. Dieselfde met as dit die vrou sy ouers is, dat sy dit dan sal doen. So Calvin maak die punt dat, but the father, as julle kan sien, daar lees ek, but the father is said to be left, not because marriage severs sons from their fathers, or dispenses with other ties of nature, for in this way God would be acting contrary to himself. While, however, the piety of the son towards his father, it is to be most assiduously cultivated and ought in itself to be deemed inviolable and sacred. Yet Moses speaks yet Moses so speaks of marriage as to show that it is less lawful to desert a wife than parents. So Calvin maak die punt, en hy gaan daaroor verder, dat hy sê, hy probeer eintlik sê, dit is absoluut verkeerd, om jou vrou te verlaat, om jou vrou in die steek te laat. En dan spreek hy in sy kommentaar dit baie sterk ook aan. Ek het dit, en ek kan dit ook vir julle beskikbaar stel, ek sal dit ook vir julle kan stuur. Hy sê net oor dat hulle albei skaam was, dat daarmee gaan skaamte gepaard. Hy sê byvoorbeeld, jy sal byvoorbeeld nie skaam voel as jy 'n donkie of 'n bees of enige ander dier sien sonder klere aan nie, maar as jy 'n ander mens sien, dan voel jy skaam, dan is daar 'n gevoel van skaamte, en jy skaam byvoorbeeld oor jou eie naaktheid, en ek dink oor die algemeen is dit so by mense wat geestelik sensitiewe mense is, wat staan onder die leiding van die Heilige Gees. Ek dink wel dat die duiwel probeer die mens van hierdie skaamte beroof, en probeer sê dat ons moenie daaroor skaam wees nie. Ek dink byvoorbeeld iemand soos Freud ook, het gesê die oplossing vir hierdie stryd wat die mens met hierdie geweldige krag wat God in hom gesit het, hierdie drang na die seksuele, die oplossing is, gee jouself daaraan oor, moenie meer skaam wees nie. Ek dink nie, dit is wat die Bybel sê nie. Ek dink dat God sê mooi dinge, kragtige dinge, belangrike dinge, oor die seksualiteit van die mens in die eerste 2 hoofstukke van die Bybel. Hy sê, dit is iets mooi, dit is iets kragtig, wat hy in ons geskaap het, iets om te gebruik, nie net om te gebruik nie, maar ook iets om te geniet en uit te leef. Dit is deel van wie man is, dit is deel van wie vrou is, ons moet dit nie ontken nie. As daar 'n probleem is met 'n mens, met mekaar gaan sit en praat en sê, wat is die probleem, hoekom is dit 'n probleem, hoe kry ons hulp vir hierdie probleem? Goed, ek weet nie of daar miskien enige vrae of opmerkings is van julle kant af nie. Ek kan hierdie stuk ook vir julle stuur, soos ek sê, ek het dit 1 keer geskryf, ek het nie kans gehad om weer daarna te kykie, so daar is maar spelfoute. Ek wil ook nie beloof dat ek môre tyd gaan hê om nog weer verder goed reg te maak nie, maar enige vrae of opmerkings miskien.
Goed, ek is baie dankbaar dat julle ingeskakel het. Julle kan ook vir my skryf as julle wil. Julle is baie welkom om dit te doen. Ek sluit vir ons die Bybelstudie af met 'n gebed. Ons Vader wat in die hemel is, en hierdie aand bid ons dat U ons genadig sal wees. Bid ons dat U ons in ons huwelike sal seën, in elke huwelik wat hier verteenwoordig is. Ons bid die Here dat U ons sal beskerm teen die aanvalle van die bose. Ons bid ook dat U ons sal seën in ons huisgesinne, in ons kinders. Baie dankie dat U ons in die huwelik gebring het. Dankie vir ons huweliksmaats. Dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat ons insig kan kry in die woord. Wees ons dan ook verder genadig. Ons vra dit in die Seun se naam. Amen. Broer en suster, baie dankie dat U ingeskakel het. En ek wil vir U sê, ook 'n mooi en 'n geseënde aand vir U almal. Totsiens.